Is dit nie lekker nie? So in die teenwoordigheid van Vader. So, om sommer net sy roeg, sy gees so te ervaar in ons lewens. En ek weet, dit is 'n groot debat, is waar trek 'n mens die streep in terme van 'n emosionele situasie, of is dit omdat die roeg werk? En ek glo dat ons is baie sensitief vir dit. Ons is 'n diverse gemeenskap van mense, maar daar is baie van ons wat uit die regte stoere Pentecostal omgewing uitkom, waar ons die vuur wil sien val elke slag. En dan as dit nie gebeur nie, dan was Vader nie teenwoordig gewees nie. Maar ons moes ook ons gedagtes verander. En ek glo dat in die eerste jaar tot nou toe het Vader ons gevat, bietjie deur 'n fondasie, om te begin bietjie deur die woord gewas te word. Maar nou begin hy stelselmatig vir ons sê, dit raak nou tyd vir die volgende, en vir die volgende, en vir die volgende, en ons wil dit verskriklik versigtig hanteer, en ons wil dit reg hanteer, en ons wil sê dat ons lese is, al die pad in die harte van die leierspan, is dat, as Jahwe nie die huis bou nie, dan bou ons verniet aan hierdie huis. En dit is regtig ons hart, dat ons daarna kyk, dat ons 'n platform het, waar mense regtig met ons kan skakel. Jy sal ook sien, dat vanmôre se, ek sê ook nou vanmôre, omdat Andrew die hele tyd van môre gepraat het, maar dis eintlik al middag, Andrew. Miskien in Durban is dit nog môre, maar dis reg. Vandag voel ons regtig dat ek wil die beginsel van die huis bietjie aanspreek, die huis waarin ons wil ingaan, die huis vat en dit vestig, maar ons het soos met enigiets anders, dan het voel vir my of hy bietjie distort, verbeel ek my, of is dit nie so nie, anders kan ek die handmikrofoon vat, is julle reg, ekskuus, ek is sensitief vir klink. Jy weet, net om vir julle 'n idee te gee, en ek spot nou daaroor, en ek gaan nie te veel praat nie, want ek het verskriklik baie om oor te, op die hart om deur te gaan. Die laaste week of 2 het ons nou vir Anne-Marie en Frits ontmoet, en hulle het nou ons hele eetgewoontes deur mekaar kom krap hierso, en nou sit ek en Zelda gisterand, en nou sit ons so en praat oor die, is eintlik vanmôre, nou sê ek, okay, ons gaan nou ons hele eetgewoontes verander, ons gaan as mense nou by ons kom, dan kry hulle eerste pudding, en dan wag ons nou 20 minute, en dan kan ons nou die res van die kos gee. Nou sê Zelda, maar ons kan nie dit doen nie. Ek sê, hoekom nie? Sy sê, nee, pudding kom na die kos. Dis mos hoe dit werk. Maar as jy gaan luister na Anne-Marie en Frits hulle, en die hele beginsel van die kombinasies van kosse, en wat verteer vinnig, en wat verteer stadiger, en hoe hierdie goeters jou hele gestel opvoeter, en al die goeters, dan sê ek selfs tot my eetgewoontes, moet ek nou onleer, en weer van vooraf oorleer. So dit sal nie so snaaks wees as ek sê, ons moet bietjie ook ons gedagtes rondom Vader se huis, 'n bietjie oorleer nie. So, dis eintlik 'n baie interessante parasha wat ons vandag het, en ek gaan nie vreeslik gebaseer bly op die parasha nie. Ek glo ons is besig om vir almal bekend te maak en bewus daarvan te maak, dat ergens langs die pad in die week moet jy deur jou parasha werk. Lees die literatuur wat Kobus vir ons gee, is uitstekende literatuur, maak 'n punt daarvan om daarna te kyk, en ek glo as julle so 'n bietjie deur hierdie parasha gelees het, dan sal julle dalk miskien sê, maar dit is 'n moeilike stuk, dit is 'n stuk wat nie sin maak nie, dit is 'n stuk wat nie heeltemal van pas is nie, want dit gaan eerstens oor, en dit is vir my amper so uiteenlopend, want aan die een oomblik is dit nou die vrou wat oorspel pleeg, wat moet buite die kamp kom, en die volgende stukkie is dit weer mense wat moet reinig en skoonmaak, en dan ewe skielik is hier 'n Aaronic blessing hier tussen, en dan sit weer 'n Netserite vow wat plaasvind, en dan eindig hy hier by nummer 7 met hierdie 12 stamme wat elkeen met 'n dedication by die tempel kom en die offers bring en die inbind in dit, en dit voel net na 'n verskriklike warboel. En terwyl ek so deur hierdie goeie werk, en ek sê, Vader, maar verduidelik vir my net 'n bietjie, wat het dit nou met jou huis te doen? Is dit asof daar vir my heeltemal 'n sistematiesheid in die ding inkom? Want jy sien, alles in sy huis, hy is besig om huis voor te berei, hy is besig om tabernakel te skep, 'n plek waar hy kan gaan woon. Maar hy moet voorbereiding doen.
So eerstens moet ons begin met skoonmaakproses. Ons moet alles wat nie hoort in die huis nie, moet ons uitkry, ons moet dit buite die laar gaan sit. En dan begin hy met 'n proses, die volgende is na mekaar toe, oorspel, as manne wat jaloers is op hulle vroue, so ons is besig om skoon te maak, reg te maak, dinge in plek te kry, want ons moet die tempel in plek kry vir Vader. En dan kom hy by die Nazareth wel, wat beteken, dis nou, nadat ons alles reggemaak het, uitgesit het, na mekaar toe skoon gemaak het, dan kom ons by ons uit. Ons moet begin afsonder, ons moet begin voorbereiding doen, ons moet onsself in 'n plek kry, waar ons in sy teenwoordigheid kan begin ingaan. En dan as jy al hierdie verby het, dan is daar die ironic blessing wat kom, want as ons begin kom in die huis, en ons is gehoorsaam, en ons volg die instruksies, dan kom sy seën op hierdie huis neer. En dan sien ons hoe die huis aan die einde by Numeri 7 kom, waar die hele huis ingebind is. Elke stam kry 'n kans om te kom en sy werk te doen. En ons sien ook, dis so belangrik hierdie inbind, dat Jahwe verklaar dat hulle moet dit een dag vir elke ene doen, sodat elke stam 'n dag kry om te kom en in te skakel in dit. En is net vir my asof ek sien net hierdie huis van Vader, die huis wat moet gebou word. En dis vir my waaroor hierdie hele gedagte van hierdie parasha in my hart geval het, en ek wil dit amper net gebruik as 'n platform vir vandag se woord wat ek wil bring. Want my woord sluit eintlik baie sterker aan by verlede week se Shabbat, toe Kobus begin praat het oor die struktuur en die stelsel, en ek wil die woordjie sê kerk, want dit verstaan ons baie goed. Want ons is nou besig daar waar ons sê, 'n jaar en 'n half later, begin Vader nou met ons praat, dat ons moet 'n bietjie begin struktuur skep. Maar ons weet nie hoe nie, want al wat ons ken, is kerk. En ons moet al hierdie goeders ondersoek. En ek wil regtig julle vandag bietjie deur hierdie proses vat, om te kyk of ons kan by dit uitkom. En jy sal sien, ek het nou so vinnig hierdie inleiding gepraat oor die parasha van die week. Alles gaan oor maak skoon, kry die goeders uit, vrouens, Yeshua, restaurasie wat moet plaasvind. Hierdie hele aspek gaan alles oor, eintlik, om die huis van Vader in plek te kry, sodat sy teenwoordigheid kan kom afdaal. En ek wil amper sê, dis vir my nog steeds waaroor dit gaan, is dat ons is vandag hier, so voordat ons kan dink om 'n huis aan mekaar te sit, voordat ons kan begin om 'n tabernakel aan mekaar te sit, sal ons ook deur hierdie Numeri prosesse moet gaan. En miskien is dit waardeur ons in die laaste jare so gegaan het, om te kom, sodat ons kan gereed wees vir sy werk en sy teenwoordigheid. Ek het hierdie baie sterk, ek wil sê dat hierdie hele verwysing van Numeri gaan vir my, en dit sleep deur na ons toe, en ek gebruik die begrip daarso om bietjie te sê, the external temple to an internal temple, want niks het verander nie. Ons is ongelukkig 'n bietjie gekondisioneer om te sê, daai was gewees, nou is dit nie meer nie, dit tel nie meer nie, maar wat ons nie verstaan nie, is dis die fondasie, dis die patroon, dis die platform wat geskep is, vir hoe dit net vorentoe moet wees. Al wat verander het, is die metodiek, of waardeur die wet byvoorbeeld na ons toe gekom het, deur die Gees in ons harte, maar die wet het nie verander nie, hy is nie weggevat nie. Dis net die metode waardeur die wet vir ons gegee het. Die tempel is nou nie 'n fisiese tempel nie, maar die tempel raak nou ons. En alles met betrekking tot die tempel moet ons kan raak sien ten opsigte van ons. Want as ons dit nie doen nie, dan raak hierdie obsolet en dit het nie vir ons waarde nie. Maar die oomblik wat ons die relevantie daarvan kan sien, kry ons Vader se riglyne, sy bloudruk, sodat ons kan begin voorberei vir hierdie tempel, en hierdie gemeenskap van mense, om te kan begin leef, sodat sy teenwoordigheid, sy Shekinah glory, kan begin kom woon onder sy mense. En dis wat ek graag vandag met ons wil deurgaan hierso. The without to the within. As ons net so 'n paar versies vat, net om julle so 'n bietjie ingebind te kry, sê Yeshua in Johannes 2 vers 19. And I've done all the notes in English, so and I've done it fairly complete, obviously, so you should be able to follow just on the notes. But if there's anything, just raise your hand. I see Cindy is helping you. Yeshua sê vir sy mense en sy disippels en die fariseërs, tear down the sanctuary and in 3 days I will raise it up. En daar's 'n hele debat rondom hierdie situasie, en ons het dit nou al gebruik, en ons het nou al baie oor hierdie kommentaar gehoor van,
die tempel wat sou afgebreek word en al hierdie goeders. En eintlik het dit niks te doen met die fisiese tempel nie, alhoewel daar verwysing seker daarna toe ook was. En wat baie interessant is, the phrase I will raise is eintlik maar deel van die vertalingsfoute wat uitgekom het, want dit moet eintlik nie wees I will raise nie, dit moet eintlik wees it shall be raised. Want jy sien toe Yeshua sterf, 3 dae later word hierdie liggaam weer opgewek en die hele, ek wil amper sê, plan van die eksterne na die interne kry gestalte. En ons sien dat hierdie tempel wat opstaan en lewendig word, vir ons 'n hele nuwe, ek wil amper sê, kontak gee met Vader. En dis uit hierdie uit wat ons dan nou sien, dat die hele Nuwe Testamentiese kerk gekom het. En die hele nuwe sisteem van kerk soos wat ons dit vandag ken. Want ewe skielik as gevolg van die nuwe bedeling, is daar nie meer 'n behoefte vir die ou bedeling nie. En daarom praat ons baie maklik van, dat kerk het gekom in die Nuwe Testament. En ons praat baie maklik van, dat hierdie kerk en hierdie nuwe bedeling is Christianity, want die ou Judaïsme is nou dood. Want ons kon nog nooit hierdie kom, ons kon nog nooit verstaan nie, ons kon nog nooit hierdie twee bymekaar bring nie, ons het dit as twee aparte entiteite gesien. So, ek dink dis verskriklik belangrik dat ons bietjie ons gedagtes verander. It, the temple shall be raised, and is referring to the restoration of Yahweh's kingdom from without to within, which is the promise of inheritance given to Yahweh's family of Israel. Precisely what Yeshua said his purpose was and being sent. En dan sien ons ook in Korintiërs 2 waar Paulus dan spesifiek praat dat hierdie liggaam, hierdie tempel is die plek waarin Ruach, die Heilige Gees, binne in ons gaan kom. So ons moet verstaan dat ons is op hierdie stadium aktief besig, nog steeds met 'n nummerie proses. Ons is nog aktief besig met tempeldiens. Al die regulasies van tempeldiens en aksie staan nog steeds. Ons het net nodig om 'n bietjie anders na dit te kyk, sodat ons dit kan begin van toepassing op onsself kry, want dit gaan ons hele uitkyk ten opsigte van kerk en kerkwees beïnvloed. Ek is baie lief vir die Heilige Gees en die werking van die Heilige Gees, en omdat ons in Shavuot is, en die uitstorting van die Heilige Gees, Ruach, en sy hele betekenis, en miskien alles wat ons het, ten opsigte van hierdie gedagte, wat ons dalk miskien langs die pad bietjie gemis het, is so 'n geweldige onderwerp wat moet gehanteer word. Maar ek voel in die volgende paar seisoene wat nou kom, en in die volgende res van die jaar, en deel van hierdie platform fondasiekursusse, gaan ons daarna kyk om al hierdie onderwerpe aan te raak, sodat ons so ver as moontlik ons mense inbind, en dat ons goeie struktuur kan hê, en goeie literatuur, en ook 'n goeie platform van waarheid ons kan opereer. En ons wil ook graag, soos wat Jelle gesê het, van hierdie informasie op DVD sit, en sodat ons dit ook vir mense kan gee, en laat dit kan uitgaan, dat ons mense weier kan raak, as wat ons net hierso kom. Maar ons moet besef, dat sonder die Heilige Gees, is ons arm. Want dis deel van Vader se plan, vir die tyd wat ons nou in leef, is sy tempel in die woestyn, het sy teenwoordigheid was sigbaar, met 'n wolk wat oor die tempel neergeg. En almal het geweet wanneer Jahwe teenwoordig was. En die volk kon dit gesien het. En wanneer Moses hulle ingegaan het in die tempel, en dit kon hulle ervaar en hoor wanneer Vader met hulle praat. En daai distansie het verander amper nou na 'n 1-tot-1 vir ons ook vandag. En dis hoekom dit vir my so belangrik is, dat ons moet verstaan, dat die Heilige Gees en die plek wat ons hom moet gee in ons gemeenskap, is van groot waarde. Maar goed, my boodskap gaan nie regtig oor die Heilige Gees vanmôre nie, ek wil dit net hier insit, want volgende Shabbat is ek en Zella nie hier nie, en ons weet dat Vader is besig om 'n ernstige afspraak met sy mense te hê. En as julle met hierdie verwagting, soos wat Henry sê, elke dag aftel, en spesifiek die laaste 3 dae voor Shabbat, dat julle kan weet om te verwag, wil ek sê, Vader ontmoet ons na mate ons verwagtinge wat ons in ons hart het. En ek wil julle regtig aanmoedig om in hierdie tyd daarmee te begin en te kyk dat ons dan kry. Goed, so waaroor wil ek eintlik praat vanmiddag, dankie, is dat hierdie tabernakel, hierdie gemeente, hierdie
kerk, hierdie struktuur wat ons na kyk, om bietjie nou te begin vestig. En nou moet ek baie versigtig wees, want ek wil die woordjie kerk gebruik, want dis my konnotasie waaraan ek verbind is om dit te kry, maar dis nie heeltemal wat ek wil vestig by julle nie. En ons weet almal dat die woordjie kerk kom van hierdie begrip af wat baie algemeen in die Nuwe Testament na verwys word as die ekklesia. En ek wil sê, the family of Yahweh, the house of Yahweh, the people of Yahweh, dit is hulle wat hierdie ekklesia is. En nou gaan ek so 'n bietjie laat ons hierdie begrip van 'n Torah basis, ekklesia, 'n Torah basis kerk, 'n Torah basis gemeenskap vat en bietjie deurtrap om te kyk, hoe sou dit moet lyk as ons dink ons wil 'n Torah gebaseerde gemeente raak en struktuur vestig. Want ek dink daar is definitief 'n paar goed wat ons na sal moet kyk en aanraak in dit. Goed, net so 'n bietjie fondasie agtergrond uit hierdie uit, is ek dink die feit dat ons besig is met hierdie goeters is suiwer net omdat daar 'n groot oproep gekom het. En elke ene wat ons mee praat, dan sê hy, niemand het my vertel van hierdie goeters nie. Toe ons het self begin ondersoek instel, en ons het self die goeters ontdek. So, hierdie is Vader wat besig is om sy huis te bou. En ek wil sê, hierdie is regtig 'n groot basynroep wat besig is om uit te gaan oor die hele wêreld. En dit het niks met mense te doen nie. Hierdie herstel van die huis. Wat vir my verskriklik belangrik is, wat ek net vandag hier wil onomwonde vasmaak in dit, dis nie 'n nuwe ding nie. Hierdie is nie 'n nuwe beweging wat ek en Zelle of Kobus of Hendro begin het nie. Hierdie is 'n ou nuwe gedagte. Want jy sien, hierdie is wat deur Moses alreeds gepraat is. En ons moet verstaan dat it's a call to a more excellent way. Words mean things, and the word of Scripture tells us in Revelation that the life of Yeshua is in the spirit of the prophecy. En hierdie hele beginsel, voel ek, van restaurasie wat ons nou sien, is wat deur die profete basies gespreek is, en dis Yeshua self en is sy woord in dit. So, dis nie 'n mensgemaakte ding waarmee ons besig is nie. Ons moet dit verstaan en ons moet dit kan raak sien, anders te mis ons mekaar. En ons weet dat Yeshua self hierso sê, and the words which you hear is not mine, but of the Father who sent me. Want ons het mos gekom en gesê, al die woorde wat gespreek is Yeshua sin in die Nuwe Testament, en in die Ou Testament is die Vader sin, en alles wat Yeshua doen, omdat hy 'n nuwe godsdienst gebring het, kan ons die ouwe man nou wegvat. Maar as ons net bietjie die skrif lees en sien en verstaan dat Yeshua sê, hy het niks gepraat as hy dit nie by die Vader gehoor nie. So is nog al die pad die Vader se woord wat hy besig is om vir ons te leer en te verduidelik in dit. So hierdie hele huis, hierdie hele restaurasie, hierdie hele program van om struktuur te gaan skep, kan net plaasvind binne die struktuur en die beginsels van die Bybel. En vir my sê dit, daar kan net een familie wees. Daar kan net een huis wees, daar kan net een kerk wees. Die feit dat ons tans 40,000 verskillende denominasies het, die feit dat ons mekaar so veg en beklei, sê vir my in my gees, daar's fundamenteel 'n probleem, iets is foutief ergens langs die pad. En ek wil nie vandag sê, ons sien die waarheid en al die wonderlike reg in die saak nie. Nee, ek glo Vader het net ons voet op hierdie pad begin sit, en so is hy besig om baie mense se voet op hierdie pad te sit, sodat hy kan begin met hierdie restaurasie. Want daar kan net een wees, en dis hierdie herstel van Juda en Efraim, wat besig is om plaas te vind, om in een huis in te kom, sodat Vader kan kom vir sy volk. Bruid, kerk, familie, wat wil ons dit noem? Ons sal sien soos wat ons verder gaan met dit. So dis vir my verskriklik belangrik, dat julle moet verstaan, dat wanneer ek praat van die ekklesia, die assembly, die huis van Yahweh, dan is dit vir my, dit behoort net een te wees. Daar kan nie verskillendes wees nie. En as ons nie almal besig is om gereed te maak om in hierdie huis in te gaan nie, dan is ons besig met afgode godsdienst. Dit moet ons vir mekaar sê. Israel, we're all busy getting to become part of the Commonwealth of Israel, en daar is net twee groepe. Daar is net Israel en Gentiles.
En nou moet ek julle gedagtes ook al klaar dadelik draai ten opsigte van 'n Gentile. Want ons het gesê 'n Gentile is almal wat nie Jode is nie. Maar dis nie waar nie. As ons na die skrif kyk en ons ondersoek die skrif en ons gaan kyk na wat die skrif sê, dan sê ons someone who is a Gentile is without the Elohim, Hebrew for God of Israel. So as ons nie in hierdie proses of in hierdie godsdiens kan ingaan, die een ware godsdiens, die godsdiens van die woord, die godsdiens van wat se fondasie die Torah is nie. If you're not part of this and you're outside of that, you are a Gentile. So in my eyes there can be many Jews that are also Gentiles because they're not part of the commonwealth of Yahweh and part of the nation or the family Israel. En al hierdie goeters moet ons begin raak sien wanneer ons besig is om huis te bou, want dit kan nie gaan oor een persoon se doktrine nie. Dit moet gaan oor Vader se doktrine. Sy plan wat hy daar gestel het, sy pad wat hy vir sy volk en vir sy mense uitgestel het in dit. So ek wil baie ernstig op dit klem lê dat ons dit kan verstaan, that into the commonwealth of Israel, not into something else newly created just for them, soos wat tipies nou byvoorbeeld ons in ons Christen boeties geleer het, en ek krakel nou nie af nie, ek sit nou maar daar Christen in hakies, net laat ek kan relate na iets anders toe. Ons moet verstaan, Vader verander nie, en sy plan het begin in Genesis 1, en het sal eindig in Openbaring. Dat is nie iets wat verander het langs die pad nie, daar was nog altyd net hierdie plan, en die plan was, dat die hele wêreld, al die nasies van die wêreld, in hierdie program sou kon inkom. En as ons dit vir mekaar sê, en ons sê vir mekaar, dis wat ons hier wil begin bou in Vanderbijl Park, is 'n huis van die Vader, 'n eklesia van die Vader, dan kan ons vorentoe gaan, want dan is ons besig om toe te laat dat hy die huis bou. As ons dit op enige ander manier gaan doen, dan is ons besig om die huis te bou, en dan weet ons, dan staan ons onder die curses en nie onder die blessing. Gentiles are those turning away from believing in regard something other than belief in the Holy One of Israel, to join themselves as one new man into Yahweh's family. The name of this one new man is Israel, all those who purify their heart, adhere to the standards set within the family of Yahweh by the father of that family. So, there's no argument. That's what we have to become. En nou sê ek nie ons moet Jode word nie. Hoor wat ek sê. Ek sê ons moet deel van Vader se plan word om deel van sy volk te word, sy volk Israel, wat sy gebooie onderhou. En as ons dit nie doen nie, dan kan ons nie wees waar ons wil wees. Nou baie van hierdie goeters glo ek, ken julle en julle het dit al gehoor en gesien, maar ek gebruik dit so 'n bietjie as 'n basis, want ons is nie noodwendig almal altyd ewe kundig rondom al die goeters nie, so ons vleg maar altyd weer 'n bietjie fondasie goeters in, en dit mag miskien 'n bietjie vervelig wees vir party van julle. Kyk wat sê Efesiërs, en ons ken dit for both him, we both have access by one spirit to the Father of Israel. Now therefore you are no longer strangers, foreigners, but fellow citizens of the household of Yahweh. En dis ons droom regtig as leiers om een huishouding te skep waarin ons almal kan deel word en kan opereer. Goed, die woordjie church, ecclesia, en dis baie interessant dat ons nou maar glo dat die woordjie kerk kom van die woord ecclesia af. Dis maar waar ons vandaan kom, maar dit is nie regtig die geval nie. Ecclesia beteken glad nie noodwendig kerk nie, en hierdie hele gedagte van ons het ons 'n bietjie verrenoveer en deurmekaar gemaak. Dit is meer, the complete definition is continue with those called out of their homes to an assembly of Israelites. Dit sou 'n beter definisie gewees het as ons na die woordjie ecclesia kyk, want in die Nuwe Testament gebruik ons die begrip van kerk, van hoe 'n kerk moet lyk, gekoppel aan die Handelinge kerk, en dan kom daar voor die Griekse woordjie ecclesia wat vir ons nou die kerk patroon gee. En dis uit hierdie ecclesia uit wat ons dan nou sit en ons strukture geskep het van kerk soos wat ons dit vandag ken. En ek gaan nou so 'n bietjie rondom hierdie julle so 'n bietjie op 'n pad vat, en dan gaan ons hom so 'n bietjie dieper intrap en bietjie verder deurgaan in dit, dat julle so 'n bietjie kan sien dat ons kan meer inligting kry rondom. The first time the Greek word is used in scripture is not in the book of Acts on Yom Shavuot, day of Pentecostal, as Christians maintain, but appear
in the Gospel of Matthew, specifically in the words of Yeshua. En dit was nou nogal vir my baie interessant toe ek dit nou ontdek, want ons is so gewoond om te sê, ja, maar kerk het begin met die uitstorting van die Heilige Gees. Maar dit is nie waar nie. As ons gaan kyk, dan praat Yeshua self van dit, en in hierdie spesifieke stukkie van Matteus, dan sê Yeshua referred to those not hearing the ecclesia, the church, the assembly, the called out of Yahweh, are to be treated as Gentiles, someone other than a member of the Hebrew family of Israel. So, Matteus, in een van die evangelies, Handelinge wat eers later sou kom, en in Handelinge, met die uitstorting van die Heilige Gees, sê ons, dis waar kerk begin het. Maar hier gebruik Yeshua in die oorspronklike teks alreeds die begrip, die woordjie, kerk, ecclesia, om vir ons te verduidelik waaroor dit gaan. En as ons dit kan begin verstaan en te sien dat in hierdie konteks van die ecclesia, Vader se gedagte vir sy huis, dan kan ons begin verstaan dat as iemand nie hier binne-in is nie, en hy's buite, dan sê hy Gentile. Want onthou, daar's net twee. Jy's of in verbond, of jy's uit verbond. Daar's niks anders te nie. Ons het nou gedink dat 'n Gentile of 'n heiden is hierdie ou wat in Afrika onder die bome sit, en daai ou wat in Rusland sit, of daai ou wat in China sit. Nee, in Israel self kan dan Gentiles sit. If they are not in covenant, but out of covenant, then he's a Gentile. En Yeshua self gebruik hierdie versie in Matteus om te gaan en te sê, daar sê ek dit, and if he shall neglect to hear them, tell it unto the church, en die church is weer ecclesia, but if he neglect to hear the church, ecclesia, let him be unto thee as a heathen man and a publican. So, die belangrike ding wat ek vandag wil probeer vestig is om te verduidelik dat wat ons moet doen as ons huis bou, as ons strukture bou, is om ecclesia te word. En om te kan verstaan wat ecclesia is, moet ons bietjie dieper daarin ondersoek gaan instel om te sê, as ons wil in die valdroek ecclesia bou, dan moet ons ten minste weet, wat beteken dit om hierdie ecclesia te wees? En hoe opereer ons as hierdie ecclesia? En dis nie noodwendig kerk nie. Die regte woordjie vir kerk sou wees congregation. En binne in ecclesia, as ons nou verder gaan, sal julle sien dat ek gaan op twee begrippe begin te fokus. Die een is congregation en community. En jy sien, dit was nog nooit Vader se hart gewees dat ons congregations bou nie. Maar altyd dat ons communities bou. Maar 'n congregation is 'n westerse mindset, terwyl 'n community is meer 'n Hebreïc mindset. En dit mag vir julle snaaks wees vir julle wat nou bietjie, miskien die eerste keer hier kom om te hoor, maar daar is ons besig met 'n kibbutz en hierdie ouens wil in die grond gaan grawe en ons wil dit doen en dat doen. Wat het dit met kerk te doen? Alles. Want jy sien, as ons verstaan wie Vader is, as ons verstaan wat sy plan vir ons is, as ons kan begin verstaan dat sy hart is, dit gaan oor 'n gemeenskap van mense, dan beteken dit, ons moet begin leef soos 'n gemeenskap van mense. En binne in hierdie gemeenskap is daar versorging, nie net na buite toe nie, na binne toe. En die hele gedagtegang in terme van hoe 'n kerk moet lyk, moet verander. En dis nie dat ek kritiek het van waar ek vandaan kom nie. Al wat ek net sê is, Vader is besig met 'n pad van restaurasie. En mense sal 'n kans kry om te restoreer. En as jy nie wil restoreer nie, dan sê hy daar vir ons, but if he neglects to hear the church, let him be unto thee as a heathen. En dit is krasse woorde vir my hierdie. Maar dis regtig wat ons vir mekaar moet sê. As ons nie gaan begin opereer, Bybels gedrewe, Torah gedrewe nie, dan gaan ons eintlik besig wees met niks. Ons gaan besig wees met dood rondom hierdie saak. When Yeshua made the statement, there were no Christians around. He was speaking to Hebrews who understood the church to have existed long before Pentecostal. In the wilderness, whenever the Israelites gathered before the tabernacle, they were called the assembly, from which the Greek word ecclesia claims its definition.
So, waar begin Ekklesia? Wanneer het Ekklesia ontstaan? Reg in die Ou Testament, reg in die middel van Torah, reg toe Vader sy volk uit Egipte uitgehaal het, reg toe hy begin het om hulle by die berg bymekaar te kom en te versamel, sien ons dat die eerste keer waar hy begin praat van die assembly by die berg in Exodus 19, toe begin die begrip, die gemeenskap van die gelowiges, die Ekklesia van Vader begin bymekaar kom. En dit gaan oor die volk, en as ek julle nou kan vinnig net terugryk na vandag se parasha, en jy sien hoe die parasha vat, en deurwerk, en voorberei vir hierdie Ekklesia, om gereed te wees, om die tabernakel voor te berei, sodat Jahwe kan kom tabernakel onder ons. En ons sien dit in Numeri 7, hoe hy elke stam vat en inbind, want dit gaan oor die gemeenskap, dit het nog nooit gegaan oor een persoon, of een systeem, of een stelsel nie. Dit was nog altyd Vader se hart, dat dit oor die mense gegaan het. En as ons dit nie verstaan nie, dan mis ons die hele begrip van kerk wees. Want dit was nog altyd die plan gewees. Ecclesia, church or community. The early translators of the English Bible mistranslated the word ecclesia, using the English word church instead of assembly or congregation. En hierdie Cooper P. Abrams is waaruit ek heelwat literatuur getrek het, en hy het nogal 'n hele verhandeling geskryf oor die begrip en die beginsel van Ekklesia, so as julle lus het, kan julle 'n bietjie in detail daaroor gaan kyk in dit, maar hy haal hierdie aanhalings uit, en dan gaan hy so ver om te sê, the strict definition of the Greek word dictates that the Ekklesia is to be a local and autonomous congregation assembly, which reveals God's program for the assembly of believers. It does not support any form of false doctrine and gives a proper biblical concept of the New Testament. En hy, in sy verhandeling, werk hy verskriklik diep hierin. En wat vir my verskriklik belangrik is, kyk daai begrip daar, be a local autonomous congregation, assembly. En ons sal sien dat die hele struktuur van kerk het dit verander van 'n lokale gemeenskap van mense na 'n sentrale hiërargie, met mense daarbo wat dikteer dogmas en stelsels en strukture, en dit wentel af al die pad totdat ek en jy in die dorp net dit moet doen. En as ons dit nie doen nie, mag ons nie in hierdie kerk wees nie. Dan word ons uitgeskop. Want dit gaan nie oor die gemeenskap nie. Dit gaan nie oor die lokale mense nie. Julle sal sien as ek verder vorentoe begin praat, dan sal julle verstaan dat die Ekklesia kan nie eers amper buite van 'n byl in reg tot stand kom nie, want dit gaan oor ons hierson. Ons predikante wat ons sê, moet mense wees wat van ons midde is. Ons kan nie iemand beroep van die Kaap af nie, want hy ken ons nie, hy weet nie waaroor gaan hierdie gemeenskap nie. Ons moet uit ons gemeenskap uit, moet ons elders oprig, en overseers oprig, ekskuus, sodat ons kan by die beginsels van die Bybelse assembly, Ekklesia uitkom. En dan sal julle verstaan, hoe kom koop Kobus 'n billetjie, en hy vat hom plot toe, want hy's besig met gemeenskapsbou. Hy's besig om mense in te bind, hy's besig om hande te vat, en ons is besig om te sê, ons weet nie waartoe ons moet gaan nie, ons het nog nie al die antwoorde nie, maar ons weet, Vader is besig om met ons te praat, om te sê, ons het so 'n bietjie nodig, om ons voeding voor die kos te begin eet, en nie noodwendig net na die kos, omdat ons altyd gewoond was om dit daar te eet nie. So binne in hierdie hele beginsel van die Ekklesia, verskriklik belangrik, baie klem op die lokale en die autonome gemeenskap van die gelowiges, en dan met die uitsluitlike doel om Bybelse beginsels te implementeer en nie besig te wees met enige ander fondasie as hierdie Bybel. Although Ekklesia means congregation or assembly, it's still more important to grasp the concept that a congregation consists of people or a community. En ek wil regtig sê dat hierdie Torah movement, as ek dit so kan uitdruk, is the result of recovering biblical views of Torah, but it is equally imperative that for us that we recover a biblical eschatology or assembly than to simply carry on with a traditional church or just another denomination. En ek dink dit is die hart wat ons wil probeer kyk na in hierdie jaar, is om te sê, ons wil nie net 'n ander sisteem copycat nie, ons wil nie net nog 'n kerk begin of nog 'n denominasie wil begin nie, ons wil terugkeer op alle gebiede en op alle vlakke na 'n ware Torah gebaseerde gemeenskap of 'n Ekklesia van wat die woord vir ons wil leer. En ons sal hierdie antwoorde hier uitkry in dit. Goed, the restoration of Torah must be accompanied
by restoring of a biblical eschatology, if we ever hope to make the Torah movement a general long-term reality. Nou, daai is vir iets wat miskien nie belangrik klink nie, maar vandat Vader ons opgerig het in die valdriehoek, het ons geweldig gesien hoe reg deur die wêreld die Torah beweging verskriklik baie mense kry, maar baie ingevegte en baie verskywings wat plaasvind en mense wat kom en gaan. En ons het verskriklik lank gebid oor hierdie saak in terme van Vader, hoekom is dit so? Want as dit die ware ding is waarmee ons besig is, behoort daar mos nie probleme te wees nie. Dan moet dit mos nou maklik werk in dit. En die antwoord wat ons gekry het, of wat ons voel wat in ons harte lê, is ons besef dat mense word opgewek vir die akademiese kant van die saak, sodat daar informasie kan beskikbaar raak. Dis die Montejudas en die Rico Cortese en al die groot name wat vir ons die woord oopbreek. Maar daai mense se roeping is nie om eklesia te bou nie. Is nie om assemblies aan mekaar te sit nie. Is nie om gemeentes te vestig wat kan begin opereer in hierdie lig nie. En nou moet ou baie versigtig wees, waarvoor is jy geroep? En ons het van die begin af gevoel dat FFM word geroep om gemeente te bou, om mense by mekaar te bring, sodat ons 'n gemeenskap van gelowiges kan word, waar ons mekaar kan begin bedien, waar ons mekaar kan bystaan, waar ons mekaar kan help. Want julle sal sien, as ek later daarby uitkom, as ons praat oor Torah, maar ons leef dit nie uit nie, het dit geen waarde nie. En wanneer ons 'n gemeenskap van mense het, is baie van die riglyne, die instruksies van Torah, is daarop gefokus, dat dit kan net toegepas word, as ons in 'n gemeenskap is. As ek myself isoleer, een kant sit, kan ek nie daai instruksies van Vader uitleef nie, want ek het nie die geleentheid daarvoor nie. So ons moet verstaan, dat binne in die raamwerk van Vader se groot plan, was dit nog altyd gewees, dat dit gaan oor sy mense, en oor sy volk. So ek wil regtig vir julle sê, dat, soos wat ek net nou gesê het, dit gaan nie hier om 'n Christenkerk te emulate nie, maar in dieselfde asem, wil ek ook nie hê, ons moet net 'n Jewish kultuur emulate nie. Dis glad nie waaroor dit gaan nie. Ons kan hier gaan leer, want hulle is ons Joodse boeties, hulle ken baie goed wat ons nie verstaan nie, en ons hoef nie die hele baba met die badwater uit te gooi van die Christenkerk nie, want nie alles wat hulle gedoen het is verkeerd nie. Ons kan nog 'n bietjie van dit ook weer gaan vat, maar ek sê ons moet ondersoek, en ons moet verstaan waarmee ons besig is, sodat ons in hierdie plan van Vader kan inkom om ons te vat. Goed, congregation or community, the secret in a biblical eschatology may be in the way we define the term congregation and community. So nou gaan ek al 'n bietjie dieper in, ons het dan al gesien dat ecclesia beteken nie kerk nie. En ons sien dit is assembly of congregation, nou gaan ek 'n bietjie dieper in, nou vat ek congregation en ek vat community. Want jy sien, baie van ons het groot geword om te sê, maar in die Christenkerk is dit mos maar eintlik 'n congregation gewees. Ons is nog steeds, verstaan ons dit, so alles wat jy sê is reg. Nou gaan ek dit so 'n bietjie verder vat, en ek gaan dit so 'n bietjie dieper intrek in hierdie ding, en as ons gaan kyk wat sê die Merriam-Webster Dictionary omtrent congregation, dan sê hy, the people who regularly attend a religious service. Dis die definisie in die verklarende woordeboek vir 'n congregation. En dit klink vir my al te veel na kerk. Wil ons kerk wees? Nee, dan wil ons nie kerk wees nie, want dan mis ons die punt. Want ons wil nie net by mekaar kom om 'n bietjie 'n godsdienstige ritueeltjie te hou, of 'n bietjie saam te bid, 'n bietjie te huil, 'n tikkie te gee, 'n bietjie te sing, en dan gaan ons huis toe nie. Want dis waaroor dit gaan, as ons besig is met 'n religious service. Oxford Dictionary sê, a group of people assembled for religious worship. Dis ook dit. Maar as ons gaan kyk wat sê die woordeboek byvoorbeeld aangaande community, dan sê a group of people living together and practicing common ownership. En 'n ander verklarende woordeboek sê a social, religious, occupational or other groups sharing common characteristics of interest and perceived or perceiving itself as a distinct in some respect from the larger society within which it exists. Maar hier kan jy dadelik sien, die klem gaan oor 'n groep mense met 'n gemeenskaplike belang en aksie en eienaarskap en deel word
van iets veel groter as net 'n tent, 'n religious service, en dan gaan ons huis toe. Want jy sien, die eklesia kan nie huis toe gaan nie. If you join this family, it's a 24/7 job. Wat dink jy? Jy so diep dink. Jy het gedink, jy gaan net bietjie Shabbat kom kuier en so dan en wan bietjie vleis braai. Ek het slegte nuus vir jou. Hierdie is 'n fulltime job. Dit het nie einde nie. Dit begin net daarso. As ons ek sien hierdie ouetjie van my sukkel maar nog steeds. Congregation is primarily concerned with the present and near future. Community, while also concerned with present, has a generational element at its core. To put it simple, a community takes seriously the repeated phases throughout all the generations found often in Torah. Jy sien, ons moet verstaan, wanneer ons 'n klub join, dan het die klub ook reëls en ons het aktiwiteite daar, maar daar's geen verantwoordelikheid nie. Jy kan enige tyd ophou en wegstap. Maar dit is nie Vader se plan gewees vir ons nie. Maar wanneer ons in hierdie eklesia inkom, hierdie gemeenskap van mense inkom, dan moet ons verstaan dat dit het nie te doen met die korttermyn. Hoeveel geld kan ons maak nie? Hoeveel lidmate kan ons kry nie? Want baie keer is die congregation se primêre doel is, ons het sekere mylpale wat ons wil haal. Korttermyn doelwitte. Maar in die eklesia, die Hebraic mind vir die assembly van Vader, gaan dit oor, wat kan Kobus hier vestig? Dat as Vader vertoef om te kom, dat die volgende generasie kinders wat hier opstaan, daarmee kan loop. Because in a community, it's all about the generations to come. Ek lê my lewe af, sodat ons kan begin plant en 'n stelsel vestig, waarin die generasies kan voortgaan en voortgaan en voortgaan daarin. As Vader môre vir Kobus roep, om na 'n ander plek toe te gaan, wat word van hierdie assembly? Is hierdie assembly gebou rondom Kobus? Dan het ons 'n probleem. Want hoeveel keer sien ons dit as 'n goeie pastoor in 'n gemeente weggaan, dan val die hele gemeente plat, en die helfte van die mense loop, want dit het gegaan oor daai persoon. Ons het 'n congregation mentaliteit geskep, en nie 'n community gedagte en plan, wat Vader se hart was vir ons, om in te werk nie. So, community is wat ons graag wil doen. Ons wil 'n gemeenskap van gelowiges met dieselfde doel, dieselfde plan, naamlik om Torah gebaseerde beginsels te begin uitleef, in die volheid van die letter van die woord. En as dit beteken, ons sit 'n kibbutz op waar ons jong mense kan gaan vat en hulle spit en hulle plant mielies, sodat daai kind gerestoreer kan word en gerehabiliteer kan word, dan sê ek, dis ons verantwoordelikheid om dit te doen. Maar in dieselfde asem, as ek my broer sien, honger en naak is en ek doen niks daaraan nie, wat sê die skrif? So, community gaan oor om betrokke te raak by mekaar. En ons moet begin ons gedagtes verander, want ons gaan weg, en Shabbat kom ons bietjie by mekaar, en ons groet en vra, hoe gaan dit? Maar die hele week het ons niks met mekaar te doen nie. Dis mos die arme pastoor se werk. Hy word betaal om die huisbesoek te doen. En hierdie hele gedagtegang van eklesia, is wat besig is om te begin, om ons gedagte te verander. Congregation is essentially the product of our Western Greek worldview, while a community is based on a Hebraic worldview. So, dis regtig wat ons wil kyk, of ons kan begin om te sê, as ons bietjie struktuur gaan skep, en ons gaan 'n bietjie begin werk om 'n eklesia, 'n assembly hier te probeer vestig, dan is dit die gedagte wat ons het, wat ons mee wil. So, ek gaan nou net vir ons 3 punte redelik kortliks afhandel, en hierdie 3 punte is vir my die uitstaande punte wat primêr belangrike kriteria's is in die skep van so 'n Torah gebaseerde community. Goed, die eerste ene wat ek sê is restore biblical leadership. Dis verskriklik belangrik dat ons dit verstaan en dit moet reg verstaan. Want as ons dit nie verstaan nie, dan mis ons weer eens die hele punt. Die tweede punt wat ek gaan praat is strive for a community-based assembly and not a congregational-based assembly. En dan recognize the corporate aspects of our faith. En ek gaan hierdie 3 vat, ek gaan die eerste 2 baie net op 1 bladsytjie doen en vinnig daardeur gaan. Hierdie is eintlik 'n verskriklike lang lesing wat baie literatuur en baie detail inligting het en dis eintlik bietjie soos wat my seuns nou sou gesê het, it's useful information. Dit beteken niks vir ons manne nie.
Maar die hele gedagte is, dat ons so 'n bietjie hele gedagtes wil begin rek en verander, dat wanneer ons kyk na die strukture en ons bietjie begin praat daaroor, dat julle sal verstaan, ons bid oor die saak en ons werk hard aan, dat Vader vir ons die regte gedagtes gee, en dat ons so 'n bietjie miskien wegbeweeg van dit waarna ons gewoond is, naamlik om ons pudding voor die tyd te eet, nie na die tyd te eet nie, maar na die tyd. Restored biblical leaderships, as ons na die Nuwe Testament gaan kyk, dan sien ons dat daar word net gepraat van 3 tipe figure, en dit is overseers, elders en deacons. Nou sal julle vir my sê, maar dis niks niets nie, ons het mos net overseers en elders en deacons in die gewone kerk ook, want ons het ons overseer, wat die presiderende pastoor is, en ons het ons elders wat die kerkraad is, en dan het ons deacons wat die geld moet invorder, dat die kerk dan kan aan die gang bly. So ons pas hierdie goeders toe. En is alles daar, dit mag wees, maar ek dink ons het die konteks so 'n klein bietjie verloor, want jy sien, as ons sê, 'n elder can be an overseer, en 'n overseer can be an elder, dan is dit eintlik maar een posisie wat ons het. Ons differentieer nie tussen 'n elder en 'n overseer nie. Dis vir my belangrik om te sê, overseers is not distinct or superior to an elder. Maar wat het ons gedoen? Ons het so behep geraak met ons posisies in die kerk. Dit was vir ons so belangrik, dat as hierdie ou presiderende pastoor is, en hierdie ou is hulppastoor, dan word hy ook so geetiketeer in sy salarisstruktuur. En dan die arme jeugpastoortjie wat daaronder is, hy is eintlik niks nie. Hy is maar net die ou wat die koffie aandra vir die pastoor as hy gaan sit. Want ons het verskriklike hiërargie en struktuur gekoppel aan ons kerksysteem. En daar was nooit bedoel om so 'n kerksysteem in die gemeenskap te wees nie, want die gemeenskap is veronderstel om deur die mense wat in die gemeenskap is, bestuur te word. Nou, uit die aard van die saak kan ons nie laat die jong laities nou, wat nou net uit die skoolbanke uitkom, die ding bestuur nie, want ek meen, hulle sal net wil party hou die hele dag lang. En dis hoekom die woord sê die elders, want dis die ouens wat al bietjie wysheid het, en wat torrepad geloop het, en die kennis het, en by Vader hoor hoe om hierdie gemeenskap te bestuur. So, die opdrag was altyd gegee, dat uit 'n gemeenskap van mense uit, sal die elders die gemeente bestuur. En dis waar ons kerkraad en al hierdie ouens was altyd aangestel, as die ouer mense wat meer ervare is en wat kan bydra tot die gemeenskap. Daar's nie 'n argument daarteen nie, maar ons moet net versigtig wees dat ons kan verstaan, want jy sien wat gebeur het, as jy nou bietjie na die geskiedenis gaan kyk, is toe die apostels die verklaring begin doen het in die Handelinge kerk, dat daar moet elders wees en daar moet overseers wees, het later van tyd het die gemeentes begin groei. En toe is daar nou 'n gemeente in vereniging en 'n gemeente in Van 'n Bouwpark, en hulle het elders en hulle het overseers en ons het elders en overseers. Toe sê hulle nee, kom ons gaan om die struktuur makliker te maak, sal ons sê in Van 'n Bouwpark sal ons een van die elders of een van die overseers vat en ons sal hom die hoofoverseer maak. En dan sal ons dit in vereniging doen. En dan sal hierdie streek onder die Gauteng streek val en dan sal ons 'n overseer oor die overseers aanstel. En later van tyd het hulle begin praat van die bishops. En toe het hierdie bishop-hiërargie so groot geword, dat hulle naderhand bishops bo, bishops in area en streek en landbishops, en toe heel bo moes iemand sit. Toe skep hulle die pope. Toe kon die pope heel bo sit. Maar dit was nooit Vader se plan gewees nie, want die pope weet nie wat gaan aan in Van 'n Bouwpark onder sy mense nie. Want Vader se hart is sy mense. En as Ad swaar kry en seer kry en bloei, dan moet ek as 'n mede gemeenskapslidmaat kan inspraak in sy lewe gee. En enige iemand van buite kan dit nie doen nie. Ons moet dit verstaan. As ons 'n versie vat soos wat ons in 'n Filippense sien, 1, dan adresseer Paulus en Timothy die mense in Filippi, en dan sê Paulus en Timothy, slaves of Yeshua Messiah, to all the saints in Messiah Yeshua, who are in Philippi. En daar kan jy duidelik sien, hoe Paulus, as hy nou sou met die leier, die groot induna van Filippi sou gepraat het, die een man, dan sou hy hom so geadresseer het. Maar vir hulle was dit 'n plat hiërargie, dis die saints van Filippi. En hy adresseer die gemeente, hy adresseer die assembly. En dit is vir ons wat ons graag wil sien, is dat ons weer begin verstaan, dat binne in jou sit daar net soveel talent as wat daar in my of in Kobus sit, ons het net verskillende rolle.
En as jy jou rol kan begin identifiseer binne in die gemeenskap van gelowiges, dan kan hierdie eklesia begin opereer. Want solank as wat ons banke warm sit, verloor ons al die gawes en die talente van mense wat Vader geroep het om in hierdie eklesia te moet kom bedien. En ek dink dis vir my verskriklik belangrik dat ons begin om hierdie goed te sien. Die tweede punt wat ek genoem het was strive for a community-based assembly. Ek gaan nie te veel daar sê nie. Daar's statistiek wat besig is om te sê dat daar's miljoene mense wat besig om kerkloos Christene te wees. Hulle begin al hoe meer en meer sê, ons het nie nodig om aan 'n kerk te behoort om 'n gelowige te wees nie. Verklaarde, erkende Christene wat Jesus bely, wedergebore mense, gered, alles wat jy wil sê, dan sê hulle net, ons het nie nodig om kerk toe te gaan nie. En daar's 'n hele beweging in die wêreld, en hulle praat van miljoene wat deur die wêreld besig is om in daai rigting te begin gaan. Want jy sien die oomblik wat jy iemand uit die gemeenskap uithaal, dan neutraliseer jy eintlik hierdie persoon van die res van die liggaam. Want ons kan net begin opereer as ons deel is van 'n liggaam. En daarom is dit vir my verskriklik belangrik dat ons sal moet besef en daarteen waak, dat ons kan nie los, ons kan nie geïsoleerd ergens opereer nie. Ons kan nie in ons eie boksie gaan sit en sê, jy kan, want onthou, hierdie is nie salvation nie, om deel te wees van 'n gemeenskap nie. Dis die produk van salvation. Is dieselfde soos met enigiets anders wat ons doen. Ons doen dit nie sodat ons daardie redding kan kry nie, maar as gevolg van ons redding is ons besig om 'n torrepad te loop. As gevolg van die feit dat Jahwe in ons hart is en sy roog in ons lewe is, wil ons begin inskakel by 'n gemeenskap van gelowiges, 'n eklesia vestig en bou in die Valdriehoek. En as elke ou in hierdie perseel vandag sy taak opneem, dan beteken dit voor die einde van die maand is ons dubbel die hoeveelheid wat ons hier is. Want dit is nie net Kobus se werk om koninkryk uit te brei nie. En by die einde van die jaar dan bou ons, ek weet nie eens wat bou ons nie, want ons sal so baie mense wees. Maar dis waaroor gemeenskap gaan, dis waaroor koninkryk beginsels gaan om dit uit te bou. Faith-based community plays an integral part in bringing about sanctification. Nou dis 'n begrip wat ek net vinnig gaan aanraak. Hierdie is baie komplekse begrippe en dit is baie debatteerbare begrippe. Jy sien daar's salvation, daar's justification en daar's sanctification. Dis amper die 3 jargons wat ons gebruik om mee te speel. Nou salvation kan plaasvind slegs as daar justification plaasgevind het en ook sanctification. Maar ons het baie jare het ons gesê nee, redding is net deur justification, dis regstelling, dis om ons weer in verhouding met Vader te bring. Maar daar is die pad van heiligmaking, daar's die pad wat ons moet loop, maar ons het dit nie regtig geadresseer nie, want die oomblik wat jy enigiets wou doen, het dit na werke geklink, en ons mag nie werk nie, want ons staan nou eintlik onder die genade, en die hele pad van heiligmaking, sanctification, wat deel is van ons gemeenskapsaktiwiteite, deur in mekaar te belê, deur Torah beginsels te begin uitleef, het ons nie by uitgekom nie. En so het ons gesit net as 'n klompie well-justified people op pad hemel toe, maar eintlik useless verder. Ek sê altyd, Vader kan maar gekom het en net ons neus toe gedruk het, sê het, okay, gaan maar. Want ons is niks werd nie. So, dis verskriklik belangrik om hierdie goed te sien. Justification through Yeshua only, so ek sê nie om in 'n gemeente in te kom, is waar jy redding gaan kry nie. Ek sê dit nie, hoor my baie duidelik. Justification and sanctification are both important for our salvation, en dis verskriklik belangrik, as lovers of Torah, Yahweh's gracious instructions in righteousness become evident that certain of the mitzvahs cannot be obeyed apart from a community. So as ons wil regtig sê, ons wil begin wandel in hierdie weë, dan is dit verskriklik belangrik om te verstaan dat 'n Shabbat aksie, 'n fees, baie duidelik in Torah verduidelik as sacred assembly of the community. As ons dit afskeep, as ons begin 'n kerklose, as ons begin 'n ekklesialose generasie raak, wat sê ek fokus maar net op die woord, ek weet dis waaroor dit gaan net oor myself, dan mis ons die hele een helft van die plan van Vader vir ons lewens. En ek dink dis vir my verskriklik belangrik dat ons dit kan raak sien. Dan die derde punt wat ek genoem het is die recognize the corporate aspects of our faith, en hierdie ene gaan ek so klein bietjie by staan. Commitment that puts the community's needs
above one's own desire for recognition and advancement. Sjoe, eina. Want jy sien die oomblik wat ons begin moet verstaan waaroor 'n Torah Ekklesia gaan, en dat dit gaan oor die gemeenskap van gelowiges, en dat ek myself moet neerlê, en dat dit gaan nie oor myself nie, dit gaan nie oor wat ek wil bereik nie, dit help nie ek probeer hier in hierdie gemeente oulik lyk vir julle nie, dan doen ek niks nie. Dit gaan oor wat doen ek sodat die volgende ou daarby kan baat vind. En as dit beteken dat ek moet myself neerlê, as dit beteken ek moet minder word, dan is dit wat moet gebeur. En ons sien dat dit is so belangrik vir party mense, en selfs en met hartseer sê ek dit, as ons na die televisiepredikante kyk, die ouens is so vol van hulle self, dit gaan net oor hulle self. Ons het al te doen gehad met predikante, as jy hom nooi om by jou te kom preek, dan het hy 'n spesiale dieet wat hy moet kry. Sy koeldrank en sy watertjies moet reg wees. Die tafel en dit wat dit moet staan, daar's spesifieke voorkeure hoe hierdie ouens opereer. Dan sê ek, waaroor gaan dit? Gaan dit oor homself of gaan dit oor die Ekklesia? Gaan dit oor die koninkryk? Gaan dit oor die mense met wie hy moet dien? Verniet het julle dit ontvang en verniet moet julle dit gee. Het ons nog daai houding? Ja, ek weet ons predikante moet leef en die leviete moet voorgesorg word en dis die assembly en die gemeenskap van mense wat moet help om na hulle te kyk. Maar sonder dat ek nodig het om vir julle te sê vanuit 'n bestuursoogpunt dat ons na daai mense moet kyk. Moet julle suiwer vanuit 'n Torah punt kom en sê, daai broer vir my mag nie honger ly nie. Daai broer vir my mag nie naak wees nie. Het hulle tekorte en ons spreek dit nie aan nie. Dan is ons besig om Torah beginsels te violate. Want jy sien, 'n gemeenskap gaan oor nie my nie. En ons moet dit begin verstaan. Anders mis ons die hele ding. Faith in Yeshua binds us together for such a commitment. Dis verskriklik moeilik. Jy kan nie opoffer nie, jy kan nie minder wees as jy nie 'n opregte hart het. Want dit is wanneer Yeshua ten volle in ons begin opereer. Wanneer Ruach ons ten volle oorgeneem het. Wel, dit klink nou asof ek sê Ruach beheer ons. Dis nie wat ek bedoel nie. Ek bedoel net wanneer ons ten volle gelei word deur die Heilige Gees. Dis die enigste tyd wanneer ons dit sal kan regkry. Ek is nou in die week besig met 'n bouery daar en ek staan daar en ek kyk hoe hard die swartes werk en my hart gaan regtig uit vir hulle wat so hard werk en daar's 'n ontwikkelaar wat saam met my staan, een van die meer vermoënde mense in die dorp. En ek sê, yes, weet jy, dis nou net genade dat dit nie ek is wat daar pick-up en laat ek nou hier staan. Nee, sê vir my, dis nou maar so, want jy sien in die Bybel was daar slawe en daar was nie slawe gewees nie. En ek ervaar net, ek wil nog met hom probeer praat om te sê, nee, maar onthou, Vader het jou opgerig as 'n koning om vir hierdie mense te sorg. Maar ek kan nie eens daarby uitkom nie, want dis net die muur, die skansmuur, die denkpatroon van hoe hierdie persoon dink. Toe besef ek net, as jy nie wedergebore is nie, as jy so nie in jou hart is nie, as Ruach nie jou gedagtes verander nie, is daar nie 'n manier dat ek my lewe kan aflê vir die gemeenskap nie. So, fundamenteel, voordat ons kan enigsins probeer om 'n Ekklesia hier te vestig in van 'n Boupark, sal ons moet eers ons mense kry dat hulle wil word soos Yeshua, bereid om hulle lewe af te lê vir hierdie dorp. Want anders gaan dit nie maklik wees nie. Our faith in Yeshua is not only to declare the righteous before Yahweh, but we to also conform to the image of Yeshua. Dis soos ek nou net gesê het, dat ons moet besef dat ek en jy gaan dit nie reg kry om uit ons eie uit hierdie Torah beginsels van Ekklesia toe te pas nie. It is the living out of our faith in context of loving one's neighbor as oneself that requires our faith to grow. As ons wil weet hoe groei ons, as ons wil weet hoe kom ons op hierdie pad van heiligmaking, kom ons word soos Yeshua. Kom ons begin om in 'n Ekklesia te opereer. Kom ons begin om mekaar te dien. Kom ons begin om ons lewens af te lê vir mekaar. Want nou adverteer ons dit wat ons in glo. Ons praat nie net daaroor, ons doen dit deur ons dade. En so sal die boom geken word aan die vrug wat die boom dra. Nie aan wat ons sê nie, want die wêreld is moeg om te hoor wat die Christene sê. Want ons praat, ons doen niks.
En dis hoekom ons die Shema sing, want dit is 'n belydenis, dis 'n geloofsbelydenis om te sê, Vader, ons sal nie net hoor nie, maar ons wil begin doen. Ons wil begin optree om in u pad te wandel, sodat ons kan wees wie ons moet wees. Ek gaan nou net hierdie praat van die 10 gebooie, dan ken almal dit, maar dit is ook half bietjie 'n mistranslasie. Dis 10 woorde wat Jahwe gespreek het tot Moses, wat die fondasie is vir die hele Torah. En hierdie fondasie is ook wat ons moet sien as die fondasie vir ons eklesia. Want binne die raamwerk van dit is wat Vader gebruik het om ons te laat groei. En onthou, ons is besig om te leer dat goed herhaal. Ons is besig om te leer dat deur 'n siklus te gaan en weer 'n keer deur om te gaan en weer 'n keer deur om te gaan, is ons besig om dieper en dieper te groei in dit. En so kom ons heiligmaking, as ek nou kan die woordjie gebruik, want die skrif sê ons moet begin heilig word. Nou, hoe kom ons by daai punt om heiligmaking na te streef? Hierdie is 'n baie interessante profieletjie wat ek gekry het, en die opskrifie is Become like Yeshua. And I say, therefore, what is the first thing to become like Yeshua? Dan vat hy die eerste 4 gebooie, want hy sê alles begin eers by redding. Alles begin eers om Jahwe lief te hê. Alles begin eers om redemption, no other God, sanctify his name, honor his Shabbat, because that's where it starts. That's the first phase in this wheel of repetition. En dan het Vader 'n brug commandment geskep. Die 5de gebod, eer jou vader en jou moeder. Want jy sien, voordat ek kan uitkom om 'n vreemdeling lief het, my lewe af te lê vir iemand wat ek nie ken nie, dis maklik vir iemand wat ek ken, het ek gesê, okay, jy kan oefen by die huis. Oefen en begin om te leer om jou vader en jou moeder te eer, want dis half maklik. En daar leer ons 'n bietjie, ek weet vir party mense is dit seker moeiliker as vir ander mense, hang seker nou maar af, maar ek sê altyd, hierdie het niks met emosies te doen nie, dit het niks met gevoel te doen nie. Die woord sê, eer jou vader en jou moeder. Mense sê, ja, maar my pa is lelik, of hy dit, of hy dat aan my gedoen en dit. Dis nie wat die skrif sê nie. Die skrif sê, eer hom, it's a commandment. So you respect him, and you treat him well, and you obey the commandment. En dan as ons deur dit is, dan begin ons blootgestel te word om te sê, okay, die laaste 10 gebooie, die laaste 5 woorde, het alles te doen met ons naaste. Want daar leer ons om te word wie Vader wil hê ons moet wees. En dan sien ons moet ons naaste lief hê, ons mag nie moord pleeg nie, ons mag nie adultery doen nie, ons mag nie steel nie. En as jy van daai goed kyk, herken jy dit amper in vandag se parasha. Die oorspel en die skoonmaak en die goeters, want jy sien Vader verander nie, sy basis bly dieselfde. En die oomblik wat jy daardeur is, dan is jy net een stappie nader om soos Yeshua te word. Dan is jy nog 10,000 keer nodig om deur hierdie wiel te gaan. En elke dag, en elke week, en elke jaar, dan begin ons fokus op die eerste 4 gebooie. En ons oefen dit, en ons kom nader aan Jahwe, en ons begin om meer soek, en ons begin meer sy naam nie minder ydel gebruik, en ons begin meer groei in die Shabbat, en as ons net daardeur is, dan werk ons weer aan ons ouers se verhouding, en as ons net daardeur is, dan is ons weer by ons naaste. En as jy deur hierdie wiel is, dan sê jy het 'n prys gewen, begin maar net weer. En hardloop weer deur hierdie wiel. En dis waaroor die siklusse gaan, om dag vir dag en week vir week en maand vir maand en jaar vir maand te wandel in die weef van Torah, sodat ons kan begin groei om te word wie ons moet word. Naamlik 'n eklesia, 'n gemeenskap van mense wat hulle lewe bereid is om af te lê soos wat Yeshua gedoen het. Want alles vir ons gaan om te word soos wat Yeshua is. True salvation is manifested in one's growth in holiness, a growth that requires our love for Yahweh to be demonstrated in the way we love one another. Is dit nie wat Yeshua gesê het toe hulle vir hom sê, wat is hierdie grootste gebooie nie? En ons sien dat ons kan nie dink dat ons wil 'n kerk wees, of 'n eklesia wees, of 'n assembly wees, as ons nie verstaan wat dit vra om 'n Torah basis gebaseerde gemeenskap van mense te word nie. Want hoe meer ons begin groei in ons verhouding met Jahwe, die eerste 4 gebooie, hoe meer ons begin groei in die 5de gebod, hoe meer kan ons groei in die volgende 5 gebooie.
en hoe meer word ons soos Yeshua. En hoe nader ons kom en hoe meer ons hierdie pad loop, hoe meer is ons besig van heiligmaking nastreef. Ek glo, dis 'n pad en 'n proses en 'n program wat sal aanhou totdat ons die dag nie meer hier is of totdat Vader besluit om die bassein te blaas nie. Sanctification is not only summed up in one's personal relationship with Yahweh, but in becoming more like Yeshua. And Torah-based communities' success lies in communities that will span generations, and the measure of genuine faith each community member possesses. Dit is vir my 'n verskriklike belangrike punt, en ek het nou nie tyd om oor elkeen van hierdie punte verskriklik uit te wy nie. Ons kan nie 'n lidmaatskapboek hê en sê ons het 1000 mense op hierdie lidmaatskapboek nie. Maar elke lidmaatskap se geestelike lewe is nie op die plek waar dit moet wees nie. Dan mis ons. Die sukses van 'n ekklesia, 'n assembly, lê daarin dat dit belangrik is vir ons om almal se geestelike lewe op dieselfde vlak of hoër te gaan. En dis hoekom Kobus en Andrew dag nag werk en ure insit en hy in die nagte huil en bid vir Vader, want jy sien, ons kan ook net groei tot op die vlak van die plafon. Maar as ons leier groei, dan kan hy ons optrek. En dis alles deel van die werk wat gedoen moet word in hierdie assembly. En ek wil julle regtig motiveer en ek wil julle opgewonde kry, maar julle sal moet besef, hierdie is nie die taak van een persoon nie. Hierdie is die taak van elke persoon wat hier inbind. Want Vader het jou hiernatoe gestuur, hy het jou geroep, en hy is besig met 'n spesiale program vir sy ekklesia, sy gemeenskap wat ons besig is om te vestig in die Vaaldriehoek. Yeshua must receive the preeminence of our life and of our community, for he is the head of ecclesia. As Yeshua nie die hoof van hierdie huis bly nie, dan het ons 'n probleem, want ons sien so maklik dat baie keer in ander instituute, dan kry ons dat ek sê hierdie ouetjie van my sukkel verskriklik. Ja, ek is amper klaar. So ek wil net, ek het nog so 1 of 2 puntjies wat ek wil sê. Never make the leader pastor position so prominent within the congregation or assembly that he leads the authority of Yeshua as the senior pastor, our chief shepherd of the community. Ek noem dit maar net, en dit mag nou verskriklik klink, maar omdat ons besig is om te bou, wil ek hê julle moet almal verstaan waarmee ons besig is om te werk. En sou een van julle die gevoel kry of verstaan of sien dat ons mis hierdie mylpunte, dan is dit julle verantwoordelikheid om te kom praat, en dat ons dit kan regmaak en kan aanspreek. Maar een persoon is nie veronderstel om ons posisie meer as dit te kry nie. Yeshua must increase, but we must decrease. So dis vir my verskriklik belangrik, en dis hoekom ek laat Andrew vir ons gesing het, for as he, Yeshua, builds, he will use us as living stone, being built up as a spiritual house for a holy priesthood to offer up spiritual sacrifices to Yahweh through Yeshua Messiah. Dis waaroor assembly gaan, is dat hy sy kerk bou, en hy bou sy kerk met hierdie klippe, en hierdie klippe is elkeen wat hier sit, elkeen geroep, elkeen miskien op sy eie manier skeef en krom, maar Yahweh het 'n gaatjie vir jou in hierdie ekklesia, en net jy kan daar inpas, niemand anders kan daar inpas nie. Maak geen fout nie, ons kan jou ook nie slyp en verander nie, want Yahweh wil jou so daarin hê, en so moet elkeen van ons in hierdie proses kan inkom. Ek wil afsluit, en ek het daarso vir ons die Numeri 6 se blessing, wat nou deel van hierdie week se parasha is, opgesit, en ek wil amper vir julle vra, dat ons staan, en dat ons begin met hierdie beginsel van 'n community-based ekklesia, kerk, wat hoofsaaklik daarop gebaseer is, om mekaar te bedien. Ek vir Andrew vra of hy vir ons miskien ietsie wil speel, net liggies, en dan wil ek ons moet opstaan, en so rukkie net ons gedagte laat gaan, en as Vader op enige van jou se hart lê, om net na iemand toe te stap, spreek net oor hom, die Aaronic blessing uit. Kom ons seën mekaar, kom ons wees liggaam vir mekaar, kom ons wees dit wat ons graag moet wees, kerk, en laat die Heilige Gees ons lei, en kom ons bedien mekaar, kom ons bid vir mekaar, kom ons gee mekaar sommer net 'n drukkie, kom ons sê net vir mekaar, ons is lief vir julle.
En kom ons spreek hierdie kosbare wonderlike seën van Jahwe uit oor mekaar en ons begin wees liggaam vir liggaam, lid vir hierdie liggaam, sodat ons by ons rolle kan uitkom. Dankie Vader, dankie vir u goedheid en u guns. Vader, ons staan voor u en u ken ons harte as leiers en ons het 'n behoefte om net u naam groot te maak. Ons het 'n behoefte om in u weë te wandel. Ons het 'n behoefte om u volk uit te brei. Vader, ons het 'n behoefte om te wees die gesig van u na die nasies daar buitekant. Vader, ons het nie al die antwoorde nie, ons weet nie hoe nie, maar treukie vir treukie wil ons dit loop. En ek wil vanmiddag in hierdie uur kom en ek wil hierdie blessing van u oor die mense uitspreek en elke een wat in sy hart voel, sy hand net op iemand anders te gaan sit en te lê, dat hy dit saam met ons uitspreek. En ek vra dat julle almal dit saam met my sal lees. Adonai will bless you and he will keep you. Adonai will make his face shine upon you and he will be gracious to you. Adonai will lift his countenance to you and he will establish his shalom for you. Halleluja, Vader, baie dankie vir u goedheid en u guns, Vader. Ek spreek u genade en u seën oor hierdie assembly uit, oor hierdie mense. U het ons geroep vir 'n spesifieke taak. U het hierdie klomp klippe hier kom neersit en ons moet nou 'n huis bou. En as u nie hierdie huis bou nie, dan sal ons verniet bou aan hierdie huis, Vader. Ons bid dat u in hierdie middag vir ons die wysheid sal gee, die insig sal gee, dat ons deur die Roeg gelei sal word, hoe om dit te doen en wat om te doen en waar om dit te doen. Maar meer as alles, Vader, wil ek bid dat u 'n vuur sal losmaak in hierdie mense, dat hulle vir mekaar sal omgee en dat hulle vir die mense daar buite sal omgee en dat ons sal begin verstaan om in verhouding met u te staan is om in 'n verhouding met ons naaste te staan, Vader. Word verheerlik hierdeur in die kosbare naam van ons Messias, Yeshua. Amen. Dankie, Vader. Baie dankie.